Goeiemôre almal, baie welkom. Net soos ons is julle daar sit, kom ons raak rustig. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë, want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word. Geliefdes, want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Syne is die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. En soos julle weet, sluit ek vanoggend af oor herlewing, die boodskap oor herlewing. Vanoggend se tema is dan nou persoonlike herlewing. Ek lees ook weer uit Handelinge 2 uit. Ek gaan net so 'n paar versies vir julle lees, want ek glo al teen die tyd ken julle dit nou uit julle kop uit, die Handelinge 2. Maar voor ek vir ons uit God se woord uit lees, kom ons buig ons hoofde. Here, ons is wagtend op u leiding. My gebed is, Here, dat u vanoggend een en elkeen wat hier so sit, sy hart sal wakker maak vir herlewing. Dat u ons op hierdie besonderse manier sal kom besoek. Want u sê in u woord, die oes is groot en is ryp, maar die arbeiders is min. Bid tot die Here van die oes, en ons bid tot die Here van die oes. Here, dat u kerk sal oprig en gewillig sal maak om die oes te gaan insamel. Seën vanoggend se woord aan elke een se hart, tot aan die kindertjies in Jesus naam. Amen. Handelinge 2, ek gaan net so weer die eerste 4 versies, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. En dan die tale waarvan hy praat is nie vreemde tale nie, dis tale, dialekte wat ander mense, tale van ander mense. Dan vers 14, toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op, en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Vers 37, by die aanhoor hiervan is die mense diep getref, en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? En dan sluit ek met hierdie laaste versie af, vers 47. Die hele volk was hulle goedgesind, en die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. Soos ek gesê het, sluit ek vanoggend af met die tema herlewing, wat ek hoop en glo in van julle harte ook al posgevat het. Dat hy ook al die begeerte in jou hart gewerk het, soos hy dit ook in my hart gedoen het. En ek gaan net so 3 sinne sê oor die vorige 3 boodskappe wat gegaan het oor herlewing. En die eerste een was, ek skep moed as ek kyk na die toestand huidiglik van die kerk en boeke wat ek gelees het oor herlewing. Dat dit daardie tye was die kerk ook op 'n geestelike laagtepunt, alvorens God se Gees gewerk het op hierdie besondere manier in sy kerk, in die geskiedenis. En die tweede tema was, waarom het ons herlewing nodig? Het ons gekyk na die geestelike toestand en in die nood van ons tyd. En dan die derde tema wat laas Sondag was, is die vervulling daarvan.
en meer in die sin en die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, en het ons gekyk na die voorspelling daarvan reeds in die Ou Testament, en dat die gebeure op Pinksterdag nie net maar 'n pie in the sky was nie, maar dat God deur die profete van ouds hierdie dinge reeds so bewerk het. En vanoggend se tema, herlewing, meer persoonlike herlewing, en ek het gaan dink en ek het bepeins oor hierdie tema. Inteendeel, ek oordink en bepeins dit nou alreeds vir jare. Reeds sedert einde 1990 het ek vir eerste keer in die bediening van Wyle Dominee Etienne Marits te make gekry met herlewing. Of kom ek sê, dit van die kansel af gehoor. Het die Here deur my lewe, en ek glo ook deur die lewe van my vader en van my moeder begin, al het hy dit nie so seer van die kansel verkondig nie, was die woord wat hy gebring het, suiwer, en het hy boeke daaroor gehad, waarvan ek vandag kan sê, hulle is ook op my boekrak. En het ek nie hierdie tema, persoonlike herlewing en herlewing, al sulke soveel male bepeins. Die feit dat ons oor herlewing praat, ons daaroor bid, en dalk selfs die verlange het na herlewing, hier in ons kerk, is dit nie 'n noodwendigheid dat hy ons deur sy genade so 'n herlewing gaan gee nie. Was daar nie godsmanne in die verlede, sommige van hulle wat ek geken het, wat ook hierdie verlange gehad het na herlewing, 'n herlewing in ons kerk, en tog het die Here herlewing nie in hulle tyd geskenkie. Of 'n herlewing soos in die tyd van wyle Dr. Andrew Murray. Met ander woorde, die feit dat ons hieroor praat, of hieroor preek, of selfs bid vir herlewing, is nie 'n waarborg dat die Here vir ons herlewing gaan gee nie. En daarom kyk ek vanoggend na hierdie tema persoonlike herlewing, en wil ek fokus op die gebeure in Handelinge 2, wat daar gebeur het, meer as 2000 jaar gelede. En ek wil graag vir julle 'n stukkie lees vanoggend uit 'n boekie van Andrew Murray, wat handel oor Andrew Murray se lewe, om beter te illustreer. Kan ons melding maak van 'n bidgroepie wat maande tevore Woester begin is in 'n sukkelbestaan gevoer het. Nooit meer as 3 of 4 bidders nie. Maar in 1860, toe God begin werk het, het oud en jonk mans en vrouens, blankes en gekleerd, na die bidtuur gestroom, ontstaan en gefloreer. 'n uur was nie meer lank genoeg vir 'n bidtuur nie. Mense het aanhou bid en hulle sondes voor God bely. Dis 'n teken van herlewing. Mense het hulle sondes voor God bely. Sommige plekke is tot 3 keer per dag bidure gehou. Ja, selfs die kinders het bidgroepies gevorm. En tog was daar diegene wat getwyfel het of hierdie ontwaking van God gekom het. Jare aan een is om herlewing gebid, en toe die antwoord op die gebede kom, het hulle dit nie herken nie. Daar was kritiek uitgespreek, 'n buitestander onbekend met die werking van God sou die gebeure maklik as fanatieke geesdrywerry kon beskryf, het iemand geskryf. En tog het die Here sy kinders bewaar, sodat hulle nie die Heilige Gees uitermate bedroef het nie. In hierdie stadium is dit wenslik om Dominee J.C. de Vries te quoteer. Hy was 'n ooggetuie van die gebeure te Woester, en wat hy te sê het, gee ons 'n goeie idee
van wat daar plaasgevind het. Op 'n sekere Sondag het 60 jong mense in 'n klein saaltjie by mekaar gekom. Ek het die diens gelei, skryf hy. Ons het begin deur saam te sing, toe ek 'n boodskap uit die woord gebring het en daarna 'n gebed gedoen. 3 of 4 ander persone het ook 'n gesang opgegee en 'n gebed gedoen, soos wat die gewoonte was. Toe het 'n breinmeisie agter in die saal opgestaan. Sy was in diens van 'n plaasboer in die nabye omgewing. Ewe beleefd het sy gevra sy ook 'n lied mag opgee. Ek was eers huiwerig, onseker wat die gehoor daarvan sou dink. Maar toe ek ingestem het, sy het 'n lied aangegee en daarna 'n baie aangrypende gebed voortgegaan. Terwyl sy besig was om te bid, het iets eienaardigs gebeur. Ons het 'n vreemde geluid gehoor, 'n veraf gedreun wat steeds nader en nader gekom het, totdat dit gevoel het asof die hele saal deur 'n onsigbare hand geskud word. Met eens het almal teenwoordig begin bid, sommiges hardop, ander in fluisterstemme. Dit was 'n oorverdowende lawaai, 'n vreemde, onbeskryflike gevoel het van my besit geneem. Selfs nou na 43 jaar is die gebeure van daardie aand nog helder en duidelik in my geheue afgeets. Dit was 'n sielverrykende ervaring en vandag nog voel ek op my knieë neer te sak en die Here te dank vir sy magtige dade. Terwyl bogenoemde diens aan die gang was Andrew besig, Andrew Murray, om in die kerkgebou diens in Engels te lei. Hy was nie teenwoordig toe hierdie dinge begin het nie. Nadat sy diens begin het, was 'n ouderling by die saal verbygestap, die vreemde geluide gehoor, ingeloer en Andrew dadelik gaan roep. Hulle het op 'n drafstap nader gekom, ons ooggetuie vervolg. Toe Mary nader gekom tot by die tafel waar ek gekniel het, hy het my skouer aangeraak en by die dat ek moes opstaan, hy het my toe gevra wat gebeur het. Ek het hom alles meegedeel. Hy het die gang afgestap en so hard as wat hy kon uitroep, stil mense, bedaar asseblief. Maar die gebede was dood eenvoudig voortgegaan. Ek het intussen self weer neergekniel. Dit was asof ek die gevoel het, ek moet op my knieë wees en nie op my voete nie. Dominee Murray het weer uitgeroep, mense, ek is julle predikant van God gestuur, by laat ek stil. Ek gaan nou nie hierdie stukkie lees nie, maar wat 'n Sondag of 2 later gebeur het, was dieselfde, en dan Andrew Murray het gedeelte uit die Bybel gelees, 'n paar woorde gesê en toe 'n gebed gedoen. Daarna het hy aan ander die geleentheid gegee om in gebed voort te gaan. Terwyl iemand weer besig was om te bid, het ons weer die ver af gedruis gehoor. Dit soos in Handelinge 2, soos die geluid van 'n rukwind. Dit het nader en nader gekom en met eens het almal in die gebou weer saam begin bid. Daardie spesifieke aand het 'n vreemdeling by die deur van die saal gestaan en die verrigtinge dopgehou. Dominee Murray het weer die verhoog afgekom en tussen die mense op en afgeloop en hulle gemaan om stil te bly. Die vreemdeling het die saal binnegekom, op sy tone na voor gestap en Dominee Murray sag op die skouer getik en in Engels gesê, ek neem aan u is die predikant van hierdie gemeente. Wees tog versigtig wat u doen, want dit is die gees van die Here wat hier werksaam is. Ek kom pas van Amerika af en daar het ek dieselfde verskynsel waargeneem. God wat ingryp op 'n kragtige manier, dieselfde as wat in Handelinge 2 gebeur het. Johannes 16 vers 8 tot 11 staan daar die volgende, en ek haal graag die ou vertaling aan. En hy, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle my nie geglo het nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste, dit is Satan, van hierdie wêreld geoordeel is. En juis hierdie boodskap, dit wat Johannes 16 sê, word nie meer vandag baie verkondig nie. Mense wil nie meer sonde hoor nie, en ongelukkig is julle wat dit baie by my hoor.
Sonde het vandag mooi name gekry. Mooi geleerde name. Dis simptome waaraan mense ly. Die kruisboodskap wil mense nie meer regtig hoor nie, alhoewel mense oor die kruis van Christus praat. Maar oor die vuur daarvan word daar nie gepraat nie. Johannes die Doper sê, ek het julle wel gedoop met water tot bekering van julle sondes, maar hy wie se skoenriem ek nie waardig is om vas te maak nie, sal julle met die Gees en met vuur doop. Mense wil nie hoor, dit waarmee hulle besig is sonde, want dit tas mense se menswees aan. Die vuur van God bring die sonde na vore. Dit bring dit in die lig, en daardie vuur van God kom suiwer dit in 'n kind van God se lewe. Dit maak seer, maar dit bring heling, daar waar dit aan die lig gekom het. Hoe het dit daardie dag gelyk? Pinksterdag. Die dag toe die Gees uitgestort is. En op wie is die Gees van God uitgestort? Wat belangrik is om na te kyk, is dit wat die uitstorting van die Heilige Gees vooraf gegaan het. Handelinge 1 vers 14 staan daar, hulle het almal eendragtig, sê die ou vertaling, en die nuwe vertaling sê, hulle het eensgesind saam gebid, en hulle het volhard in gebed. Dit is wat vooraf gegaan het, voor God sy Heilige Gees uitgestort het. Hulle was eendragtig by mekaar, of eensgesindheid het geheers onder hulle, en hulle het volhard in gebed. Laas Sondag het ek oor Pinksterfees gepraat, oor die diepte daarvan en die verduidelik, die verstaan wat in die Ou Testament gebeur het, en ek gaan nie vanoggend verder daaroor praat nie. Handelinge 1 vers 14 staan daar, hulle almal, die apostels, die vroue, is hulle wat in hom geglo het, hulle wat sy kruisiging gesien het, en by sy opstanding was, die dag toe hy opgevaar het. Dit is hulle van wie hier in Handelinge gepraat word. Handeling 1 vers 15 staan daar was ongeveer 120 van hulle eendragtig by mekaar. Handelinge 1 vers 8 sê, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Handelinge 2 vers 22, Israeliete luister na hierdie woorde. Met ander woorde, die uitstorting van die Heilige Gees het op die volk van Israel, op die Jode, dit het daar plaasgevind op hulle. Op die Joodse gelowiges, toe hulle krag ontvang het, toe die Heilige Gees oor hulle gekom het. Handelinge 2 vers 37, toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart getref. En het Petrus en die ander apostels vir hulle gesê, of vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? So in Handelinge 1 en 2, heel waarskynlik in die tempel gewees, en is God se Gees uitgestort op Joodse gelowiges, selfs op mense wat in ander gelowe was, wat tot Joodse geloof bekeer het, wat daar byeen was. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Baie belangrik om op te let, is dat Petrus nie gesê het in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie. Want dit wat daar gebeur het, was net op die Jode gewees. En as die Jode die naam van die Here Jesus aangeneem het, dan was hulle verwerp uit die Joodse geloof. Dis hoekom hy vir hulle gesê het, en laat julle doop in die naam van Jesus Christus. Met ander woorde, hulle neem hom aan, hulle erken, hulle vereenselwig hulle met die Here Jesus.
Daarom skryf Paulus ook in 1 Korintiërs 2 vers 2, ek het my voorgeneem om aan julle niks anders te verkondig nie, as Jesus, as die Christus, wat die Griekse ekwivalent is van die Joodse woord Messias, en hom as die gekruisigde. Waar begin herlewing dan? In 'n paar individue se lewens. God begin nooit in groot groepe werk nie. Ons het dit gesien hier in Handelinge, die 120 wat gelowig was, het die Heilige Gees ontvang met die uitstorting van die Heilige Gees. Met ander woorde, God begin met herlewing by gelowiges. En dan is die vraag, hoe moet daardie gelowiges se lewens lyk? Handeling 1 vers 14 word die woord eensgesind of eendragtig, soos die ou vertaling sê, soos ek reeds gesê. En Handelinge 2 vers 1 gebruik die ou vertaling dieselfde woord eendragtig, terwyl die nuwe vertaling die woord nie meer gebruik nie. En daar's verskeie ander gedeelte in Handelinge ook, Romeine 16 vers 5 wat ook dieselfde woord in die Grieks gebruik wat daar voorkom. Dis baie belangrik om op te let, want hierdie Griekse woord kom sê iets spesifieks. Onothoumadon is die Griekse woord se naam. En hierdie woord wat Lukas gebruik, selfde manier wat Paulus hom gebruik in die boek Romeine, is van kardinale belang, want hierdie woord kom sê vir ons eintlik, wat was die geestelike toestand van daardie mense gewees. Handelinge 1 vers 14 sê hulle was eendragtig en volhardend gewees. Ou vertaling. Handelinge 2 vers 1 sê, hulle was eendragtig by mekaar, eensgesind. Hierdie woord is baie omskrywend. Hierdie woord beskryf dat hulle almal, daardie 120 waarvan Handelinge 1 vers 15 praat, dat hulle gedagtes, hulle liefde, hulle begeertes, hulle wense, was gesleutel slegs in een fokuspunt. Elkeen het dieselfde eindbestemming in gedagte gehad. Hulle almal het net een begeerte gehad, net een gebed tot God. En elkeen van hulle het dit uit hulle hart uit gebid. Dit was die geestestoestand wat daar was in Handelinge 1, Handelinge 2. Omdat die gelowiges wat die Heilige Gees van God ontvang het. En juist toe kom God se Gees en hulle ontmoet hulle geloof wat eendragtig was. En hy bekragtig hulle met God se Gees, met die Gees van God. En die gevolg was dat op daardie dag al meer as 3000 mense tot inkeer gekom het. Vers 47, en die Here het daaglik mense met die gemeente gevoeg wat gered is. Nie gou Jesus se naam aangeneem het nie, om die ewige hel vry te spring nie. Maar dit wat Johannes 16 vers 8 tot 11 sê, en as hy kom sal hy die wêreld oortuig van sonde wat na my lewe is, van geregtigheid, dat ek 'n verlosser nodig het, en die oordeel dat ek eendag nie geoordeel sal word, omdat hy my verlosser en saligmaker is. Ek wil jou vanoggend vra, is jou gedagtes, is jou liefde, is jou begeertes, is jou wense, is dit gesekel op een fokuspunt of het jy verskeie fokuspunte?
Jou gedagtes dieselfde eindbestemming as God se gedagte. Hulle het almal een begeerte gehad. Hoeveel begeertes het jy? Hulle almal het eenparig in gebed saamgestem. Hoe lyk ons gebede? Elkeen het dit uit sy hart gebid en jy uit jou hart uit gebid. As jy as kind van God vanoggend sê, ek smag ook na herlewing in ons kerk, dan moet jy God se vuur toelaat in jou lewe. Want ek lees dit so telke male, ons lees in Handelinge 2 vers 37. Sê hulle vra hulle vir Petrus en die apostels, broeders, wat moet ons doen? Petrus het nie gesê, neem gou vir Jesus aan, hy sê, laat julle bekeer, en laat julle gedoop word in die naam van Jesus. Vir ons as Christene in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. God is heilig en hy is vuur. Hy is soos 'n verterende vuur, sê die Bybel. Het jy hart vir gebed? Het jy hart vir verlore siele? Is jy gebroken van gees? As ek na herlewing smag, God gegewe herlewing, dan moet ek God se gees toelaat om in my lewe te werk, om met sy vuur, kinders van God ook. Ek weet, mense sê, die Here het vir ons sondes gesterf, is waar. Maar ek hoor byna nooit sê, die Here het my oortuig van sonde in my lewe nie. Ek hoor so baie by jong mense of kinders wat sê, ja, ek het Jesus aangeneem. Maar waar was die berouvolle hart oor sonde gewees? Ek wil baie graag afsluit, dis 3 kort stukkies. Vir die van julle wat dalk julle koppe knikkie oor, moet dalk jou eie hart ondersoek. Dit was in die jaar 1904. Die hele Wallis was aan die brand. Die volk het ver van God weggedryf. Die geestelike toestand was voorwaar op 'n baie lae pyl. Die bywoning van kerkdienste was baie bedroewend. Nie meer as 100 jaar gelede het die kerk ook so gelyk. Die bywoning, sonde het oral hoogtyd gevier. Handelinge het dit gesê. Boeke oor ware herlewing sê presies dieselfde. Hulle almal het dieselfde trant wat gevolg word in Handelinge 2. Skielik was daar 'n onverwagte orkaan, het die gees van God deur die land getrek. Die kerke het stampvol geword, sodat menigtes nie plek kon kry nie. Vergadering het van 10:00 in die oggend tot 12:00 in die nag aangehou. 3 bepaalde dienste is elke dag gehou. Evan Roberts was die menslike instrument. Maar daar was baie min prediking, sang, getuienis en gebed was die vernaamste kenmerke. Daar was geen liederbundels nie, hulle die liedere in hulle kinderjare geleer. Daar was geen kore nie, want almal het gesing. Geen kollekte is gehou nie en byeenkomste is nie geadverteer nie. Nog nooit het Wallis iets belewe met sulke verrykende gevolge nie. Goddeloses het tot bekering gekom. Dronkaards, diewe en dobbelaars is gered en duisende is tot 'n eerbare lewe teruggewin. Belydenis van verskriklike sonde is oral gehoor. Ou skulde is betaal, die teater moes toegemaak word weens gebrek aan ondersteuning. Myles in die koolmyne het geweier om te werk, omdat hulle nie aan sulke sagte behandeling gewoond was nie. Binne 5 weke het 20.000 mense by die kerke aangesluit. Dis die werk van God se Gees. In die jaar 1835 het Titus Cowan op die kus van Hawaii geland. Op sy eerste toer het groot menigtes gekom om na hom te luister. Hulle het hom so toegeval dat hy skaars tyd gekry het om te eet.
Een keer het hy 3 maal gepreek voordat hy kans kon kry om sy ontbyt te nuttig. Hy het gevoel dat God op 'n wonderbaarlike wyse besig was om te werk. 1837 het die smeulende vuur uitgebreek. Byna die hele bevolking het die gehoor geword. Hy het 15.000 mense bearbei. Vir hom was dit onmoontlik om hulle te bereik. Maar hulle het na hom gekom en hulle gevestig vir 'n kampvergadering wat 2 jaar geduur het. Daar was nie 'n uur van die dag of van die nag waarin 'n gehoor van tussen 2 tot 6.000 mense opgedaag het met die lui van die klokke nie. Bewing, wening, snikke en luide uitroepe om genade, soms so hard dat die prediker nie gehoor kon word nie. Was aan die orde van die dag. Daar was honderde gevalle waar persone in die gehoor in swyn geval het. Sommige het uitgeroep, die skerp tweesnydende swaard sny my in stukke. Die goddelose spotter wat gekom het om die gek te skeer, het neergeval soos 'n dooie en uitgeroep, God het my geslaan. Eenmaal te Cowan in die veld besig was vir 2000 mense te preek, roep 'n man uit, wat moet ek doen om gered te word? Handelinge 2:37. En toe bid hy die tollenaar se gebed, met die gevolg dat die hele gehoor begin roep het om genade. Dit het 'n halfuur geduur voordat Cowan 'n kans gekry het om iets te sê, want hy moes stil staan en die werk van die Here aanskou. Twiste is bygelê, dronkaards is gered, oorspelers bekeer en moordenaars uitgebring en vergewe. Diewe het gesteelde goedere teruggebring. Sondes van 'n leeftyd is afgelê. In 1 jaar se tyd het meer as 5000 persone by die kerk aangesluit. En toe die Heer Cowan weggaan, het hy altesaam 12.000 persone self ontvang en gedoop. 'n Klein staaitjie Adams oor die grens het 'n jong regsgeleerde in die jaar 1821 om na 'n stilplek in die bos begewe om te bid. God het hom daar ontmoet en op 'n wonderbaarlike wyse is hy daar wedergebore, kort daarna met die Heilige Gees vervul. Daardie man was Charles Finney. Die mense het dit te hore gekom, hulle het innig belang gestel en asof hulle deur gesamentlike toestemming het hulle daardie aand in die huis van die byeenkoms saamgekom. Die Heer Finney was teenwoordig, die Gees van God het oor hulle in sy magtige, oortuigende krag gekom en 'n herlewing het uitgebreek. Dit het toe uitgebrei na die omliggende dele, totdat uiteindelik byna die oostelike state van Amerika in die greep van 'n magtige ontwaking was. Net waar Finney gepreek het, het die Gees van God vaardig geword. Dikwels het God voor hom uitgegaan, sodat hy op daardie plek aankom met die mense reeds vind om uit te roep om genade, was mense besig om te bid. Ek wil graag afsluit met 'n kort stukkie die week wat met my gebeur het. Ons by die tandarts was, die tandarts se naam wat ek nie sal noem nie, wat vertel het van 'n vriend van hom. Ek kan nie onthou of hy 'n tandarts self was nie, maar die man was 'n ateïs gewees, 'n volslae ateïs. En hulle vriendskap het toe op 'n stadium nie meer, was nie so goed gewees, maar hulle was nog vriende gewees, totdat die man, ek kan nie onthou of hy siek geword of kanker geword het nie, maar hy het in die hospitaal gelê, en dis agterna vir die tandarts vertel, dat hulle die deure moes toemaak, soos die man geskree het voor hy gesterf het. Geskree het, help my, ek wil nie sterf nie, ek brand. Mag God vir ons genadig wees en vir ons herlewing gee. En mag ons harte vanoggend ondersoek en vir ons as sy kinders vra, hoe lyk my hart? Is die Here sy hart, is dit ook my hart? Is ons eensgesind? Is ons eendragtig onder mekaar? Dit moet ons vanoggend vir onsself vra. Kom ons sluit ons oë. Here, dis maar net woorde wat ek gespreek het,
stukkie boek wat ek gelees het, of uit 2 boeke gelees het, die woord gepredik het. Dalk is daar vanoggend mense wat die sit wat dalk nie verstaan nie, of nie kan glo dat sulke dinge in die verlede gebeur het nie. Dan lees ons in die boek oor die lewe van wyle Dr. Andrew Murray, wat hier in die suidpunt van Afrika gebeur het, wat ons ook daar, of die kerk daar besoek het met herlewing, en dinge wat later uitgebrei het, dalk nie so groot soos in Amerika of in Kanada, waar byna groot dele van Amerika geraak is deur die werking van die Heilige Gees. Dalk verstaan die mense vanoggend nie, Here, dat as haar herlewing kom, dan roep mense uit om genade. Here, kom red my. Handelinge 2:37. Wat moet ek doen om gered te word? Here, ek glo vanoggend dat die meeste van hulle wat vanoggend hier in die gebou sit, die kinders is, dat hulle vir U ken. Daarom is my hartsgebed vanoggend, Here, dat U elkeen sal aanraak. Net soos wat U dit alleen kan doen. Dat U vir hulle wat hierso sit vanoggend 'n hart vir 'n lewing sal gee, 'n hart vir gebed, 'n hart om in U teenwoordigheid te wees, om tyd te maak saam met U, en 'n hart vir verlore siele. In Jesus naam. Amen.